Welkom by deel 5 van Koninkryk of Kerktradisie, doop of besprinkeling, né? So 2 Timoteus 3 vers 16 sê vir ons die volgende. Hy sê die hele skrif is deur God gegee en is nuttig vir lering, vir weerlegging, vir teregwysing en vir onderwysing in die geregtigheid. Sien daai woord geregtigheid? Dit bly die goue draad reg deur al hierdie video's wat ons maak, né? Die geregtigheid. So ons het nou gesien daar in Handelinge 8 waar Filippus nou die hofdienaar gedoop het. Ons het nou presies gesien wat daar gebeur het. Die hofdienaar het tot bekering gekom deur die lering, deur die prediking van Filippus, deur die krag van die Heilige Gees, en hy het met sy hart geglo dat Jesus die Christus is, die seun van die lewende God, het met sy lippe bely dat Jesus die seun van die lewende God is, tot vertroue, tot vergifnis van sondes. Hy is gedoop in water en toe is hy gedoop in die Heilige Gees, want vers 39 sê, hy het toe verder op sy reis gegaan met blydskap, né? Met blydskap, Heilige Gees blydskap. So kom ons gaan kyk gou na nog 'n voorbeeld, of daar dalk nog 'n voorbeeld is wat die Here vir ons gegee het, waarby al hierdie skrifte moet inpas, né? Handelinge 10 vanaf vers 44 tot 48. Nou dit gaan ons nou maar hier oor Handelinge 10 gaan oor Cornelius en sy gesin, waar die engel aan Cornelius verskyn en hy sê vir hom, maar gaan haal daai ou, gaan haal vir Petrus en bring hom hier na jou toe en laat hy jou kom leer, né? En nou stuur Cornelius sy mense om vir Petrus te gaan haal en Petrus kom na Cornelius se huis toe en Cornelius se huisgesin en vriende seker maar ook, is almal hier en nou is hulle besig om na die prediking, om na die disippelskap, na die bekering, die woord van bekering van Petrus te luister, né? Handelinge 10 vers 44 tot 48. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wie die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wie saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek. Niemand kan tog die water keer dat hierdie mense, wie net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here, toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. So hierdie klomp heidene, Cornelius en sy gesin en familie en vriende, wie ook al daar betrokke was, hulle het almal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die Heilige Gees kan in ons harte sien, so hulle het in hulle harte geglo dat Jesus Christus die seun van die lewende God is, en hulle het die gawe van die Heilige Gees ontvang, maar hulle is ook toe in die water gedoop, hulle is ook toe in dieselfde doop as die dood van Jesus Christus van Nasaret ingedoop. So verstaan jy dat die vertroue, die hartsvertroue, die belydenis met die lippe en die doping in die water en die doping in die Heilige Gees is alles een, dis alles een gebeurtenis, die een lei tot die volgende, die een volg op die ander een, sodat die hele skrif vervul kan word, né? So, weer eens kan ons sê dat al die vereistes wat die Here Jesus daar gestel het in Matteus 28 vers 19, al die vereistes wat Jesus daar gestel het vir Nikodemus in Johannes 3, al die vereistes van Romeine 6 vers 3 tot 6, al die vereistes van Romeine 10 vers 9 tot 11, al die vereistes is aan voldoen deur hierdie twee voorbeelde in Handelinge 8 en in Handelinge 10. So weer eens, ons kan nie net sekere versies uit die woord uithaal om in my kerktradisies of in my kerkgenootskap se lering in te pas nie. Ek kan nie sekere gedeeltes ignoreer wat nie by my kerk leer of by my kerktradisies inpas nie. Die hele woord van God skakel in mekaar soos 'n groot legkaart. En as daar iets is in my kerklering of in my verstaan of in my kerktradisie of in my tradisie of in my godsdienstige lewe, as daar iets is wat ek nie verstaan nie, of as daar iets is uit die woord van God wat nie inpas in dit wat ek glo nie, wat nie in my
lering of in my verstaan inpas nie, dan beteken dit ek is op verkeerde grond, dan beteken dit ek is besig om klei te trap, en dan beteken dit ek is nie besig met die woord van God nie, maar ek is besig met my kerk of my tradisies of my persoonlike verstaan van die woord van die lewende God. En dan is ek op 'n baie slegte plek, dan is ek op verkeerde terrein, en dan gaan ons altyd klei trap, en dan gaan dit vir ons altyd lyk of die woord van God teenstrydig is, en dan trap ons klei, want die ateïste sê, ja, maar hier sê die woord dit, en daar sê die woord dat, en dan kan ons dit nie verklaar nie, want ons weet nie, en dan begin ons twyfel, né? So, okay, so kom ons gaan kyk bietjie na die olifant in die kamer, né? En dit is die ander gedeelte wat die mense baie gebruik om te sê, maar ek hoef nie gedoop te word in water om gered te word nie. En dit is Lukas 23, en dit is die kruisiging. So hier hang Jesus Christus aan die kruis op Golgotha, en hier hang 2 misdadigers langs hom, een aan elke kant, né? So kom ons gaan kyk bietjie Lukas 23 vers 42 tot 43. En hy sê vir Jesus, dis nou die een misdadiger wat nou basies tot bekering kom, maar ons gaan nou daarby uitkom. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Né? So, hier's nou 'n interessante ding, want ons kan met veiligheid aanneem dat hierdie ou nie in water gedoop is nie. Want jy kom nie van die kruis af as jy nie dood is nie. Met ander woorde, waar gaan hierdie ou nou gedoop word in water? So dis nou die olifant in die huis. Nou kan ek Lukas 23 gebruik om vir jou te sê, maar jou Bybel is teenstrydig, die woord van God maak nie sin nie, en daarom kan ek dit nie glo nie, né? Want dis wat die ateïste en die heidene daar buite sê. So, wat die Heilige Gees vir my geopenbaar het, dit was vir my awesome geweest. Wie was hierdie ou wat langs Jesus gehang het? Hy was 'n Jood gewees. Hy was besny gewees op die 8ste dag. So hoe weet ons dit? Wel, die eerste ding is, hulle praat met hom, hulle praat met Jesus in hulle eie taal, in Aramees. Hulle praat nie met hom in Grieks, Romeins of enigiets anders nie, want dan sou ons dit dalk geweet het. Die ander ding is, Jesus het self gesê, hy is gestuur na die verlore skape van Israel toe, né? So, wat het eintlik hier gebeur? Wat het eintlik met hierdie ou gebeur? Eintlik wat met hom gebeur het is, hy het tot berou oor sy lewe gekom. Hy het eintlik tot bekering gekom, né? En die ander ding is, hoekom ons ook weet hy's 'n Jood, want hy glo aan 'n Messias. Want hy moes deur sy lewe lering gehoor het, want as hy nie in 'n Messias geglo het nie, sou hy nie gesê het, Here, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom nie. Hy sou dit nie gesê het nie. Want niemand van die ander heidense volke om Israel, nie die Romeine of die Grieke, glo in 'n fisiese Messias wat in die vlees na hierdie wêreld toe moet kom om sy koninkryk op te rig nie, né? Niemand van hulle glo dit nie. Hierdie ou glo dit, want hy sê, hy noem Jesus Here. Hy sê, Here, wanneer u in die koninkryk kom, onthou my. So hy het die lering gekry, hy het die lering gehad van 'n Messias, dalk van kindsbeen afval, maar iewers langs die pad het hy nou weggeval, né? So iewers in Jerusalem, want hierdie gebeurtenis speel mos nou af in Jerusalem, iewers in Jerusalem het hierdie ou gehoor van Jesus, en hy het al die wonderwerke, hy het dalk van die wonderwerke gesien, hy het van die wonderwerke gehoor, hy het van al die mense om hom het hy die getuienis van Jesus gehoor. En omdat hy 'n Jood was, en omdat hy as kind dalk groot gemaak is in die lering van die Jode, weet hy van 'n Messias, en hier hang die Messias langs hom, en hy noem hom Here. So hy het tot bekering gekom, hy vertrou in God, né? So basies het Romeine 10, vers 9 tot 11 nou in vervulling gekom, en nou gaan jy vir my sê, ja, haha, lekker uitgevang, maar waar is Romeine 6, vers 3 tot 6, wat sê ek moet gedoop word om in dieselfde doop as Jesus Christus, in dieselfde dood as Jesus Christus ingedoop word, om dieselfde opstanding as hy op te staan. So die eerste ding,
Die eerste ding wat ons dan vir onsself moet sê, hierdie ou het Jesus, en ons gaan nou daarby kom, Jesus se prediking was in Aramees gewees, was die Jode se taal gewees, en hierdie ou was nie ander nasionaliteit gewees nie, so hy weet van die Messias, hy het van die Messias geleer, en hy is 'n Jood. Hoor nou mooi wat ek vir jou sê, hy was 'n Jood gewees, né? So hoekom het hy dan nie nodig gehad om gedoop te word nie? So wanneer jy daardeur Esegiel 16 lees, dan sien ons dat die volk van Israel word met 'n jong maagd vergelyk, en hoe God haar vir homself tot stand gebring het, en 'n verbond, God het 'n verbond met hierdie maagd aangegaan, en hierdie maagd, as jy deur Esegiel 16 gaan lees, is hierdie maagd is Israel, né? So God het 'n verbond met Israel gehad. Is die enigste volk wat God 'n verbond mee gehad het. God het nie 'n verbond met die Afrikaner volk nie, God het nie 'n verbond met enige van die heidene nie, God het nie 'n verbond met enige ander volk nie, net die volk van Israel het God het 'n verbond met hulle aangegaan, né? So as jy kyk, kom ons lees gou Esegiel 16 vers 8, né? Dis nou die Here aan die woord. En ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan. Ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan. God het vir Israel gesweer en God het met Israel 'n verbond aangegaan. Spreek die Here, en jy, Israel, het myne geword, né? So nou kan jy die hele Esegiel 16 gaan lees, om bietjie meer konteks te kry van wat die Here daar sê. So kom ons gaan nou verder, kom ons gaan bietjie terug. Ons begin daar by Genesis 17, vers 9 tot 11. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Almal wie manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. So hier sê God basies, wat is die verbond? Hoe hou jy God se verbond? Hoe is jy gehoorsaam aan God? Hoe bly jy by God? Is jy moet aan die vooruit besny word, né? En dit is die verbond wat God met sy volk het. En dan sien ons verder, as jy gaan lees, dat al die seentjies van Israel is op 8 dae besny, en dan is hulle outomaties deel van die verbond van God. Jy word nie besprinkel in jou kerk en dan is jy outomaties deel van die verbond van God nie, want ons is die heidene. Ons is die heidense volke. So moenie vir my kom sê dat ja, ek sien jy, die Joodse seentjies is op 8 dae besny en toe is hulle outomaties nou deel van die verbondsvolk nie. Ons is nie Jode nie, ons is nie Israeliete nie, ons is die heidense nasies. Ons kan nie besny word op 8 dae om deel te wees van God se verbondsvolk nie. Ons kan nie besprinkel word op 3 maande om deel van die verbondsvolk te wees nie, want ons is die heidene, ons is nie Jode nie. Okay? So kom ons gaan kyk gou daar in Eksodus 12 vers 48. En as 'n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die Here die Pasga wil vier, moet by hom almal wie manlik is besny word. En dan mag hy naderkom om dit te vier en hy sal soos 'n kind van die land wees. Maar geen onbesnedene mag daarvan eet nie. Met ander woorde, geen heiden nie. Geen heiden mag daarvan eet nie, mense. So God se volk, God se verbondsvolk, die enigste volk met wie God 'n verbond het, is die Israeliete. En die teken van daardie verbond is, hulle is op 8 dae besny. So die ou wat hier langs Jesus hang, is op 8 dae besny. Hy was outomaties deel van die verbondsvolk van God gewees, en daarom hoef hy nie gedoop te word in water nie, né? So kom ons gaan nou 'n bietjie verder. So in die Ou Testament moes jy besny word om deel van God se verbond te wees, né? En dan is jy gehoorsaam aan sy insettinge en verordeninge.
So dit is hoe jy geestelik en godsdienstig voor God moes lewe, né? Jy doen die offerandes, jy doen die feeste, jy doen die wette en dan is jy outomaties gered. Met ander woorde, jy word inbesny, jy word in die verbondsvolk inbesny as baba in die redding van God se verbond. En solank jy deel van die volk bly, solank jy gehoorsaam bly, dan is jy gered, né? So jy kan ook nou Levitikus 12 vers 3, Josua 5 vers 3 tot 7, Jeremia 7 vers 22 tot 23 en so, daar's baie skrifte daaroor. Wat is dit om in die verbondsvolk van God te wees en wie is die verbondsvolk van God? Ek en jy as Afrikaner, ons is nie outomaties die verbondsvolk van God nie. Ek word nie inbesprinkel in die verbond van God nie, ek word nie ingedoop in die verbond van God nie. Dit is slegs wanneer ek hom aanneem as my persoonlike verlosser en saligmaker, wat die doop in werking kom, en dan word ons gered. En die Jode vandag ook moet gedoop word in dieselfde dood as Jesus Christus om gered te word, né? So kom ons gaan kyk wat het die Here verwag as die Israeliete afvallig geraak het. Hierdie was nou obviously 'n misdadiger, so hy het nou obviously afvallig geraak van die verbond van God. So kom ons gaan lees daar, Jesaja 1 vers 27. Sion sal deur strafgerig verlos word en die van hom wie terugkeer deur geregtigheid. So as jy afvallig raak, moet jy terugkeer en dan is jy weer in geregtigheid met God, né? So Israel, so die Jode se geregtigheid is deur die besnydenis in die Ou Testament, gehoorsaamheid aan die stem van God, en as hulle afvallig geraak het, né, dan moes hulle net terugkeer, dan moes hulle terugdraai na God toe, en dan is hulle weer in geregtigheid. Jeremia 3 vers 12. Gaan en roep hierdie woorde na die noorde toe uit en sê, keer terug, o afkeerige Israel, spreek die Here. Ek sal julle nie donker aankyk nie, want ek is goedertierend, spreek die Here. Ek sal die toren nie vir ewig behou nie, né? Jeremia 3 vers 14 en Jeremia 3 vers 22. Kom ons lees dit gou. Dieselfde woorde. Keer terug, o afkeerige kinders, spreek die Here, want ek is Heer oor julle. En ek sal julle neem, een uit 'n stad en twee uit 'n geslag, en sal julle in Sion bring. Keer terug, o afkeerige kinders, ek sal julle afkeerighede genees. So hier is ons kom na u toe, want u is die Here, ons God, né? So hoe moes hulle terugkeer na God toe? Psalm 51 vers 18 tot 19. Want u het geen behae in slagoffers nie, anders sou ek dit gee. In brandoffers het u geen behae nie. Die offers aan God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. So hierdie misdadiger wat hier langs Jesus hang, né? Hy kom met 'n gebroke hart en 'n verslae gees na God toe, want dis God wie hier langs hom aan die kruis hang. En eintlik keer hy terug na God toe, want hy keer terug na Jesus toe. Jesus is God. Hy keer terug na God toe met 'n verslae hart, met 'n verslae gees, en hy noem hom Here. Hy noem hom Here, want hy het die lering van die Messias gekry. Hy's besny op die 8ste dag, so hy's nog deel van die verbondsvolk, né? Hy's nog deel van die verbondsvolk. Ek en jy is nie deel outomaties van die verbondsvolk wanneer ons gebore word nie. Maar hierdie ou is deel van die verbondsvolk, mense. En daarom kan die Here God vir hom sê, God hang hier langs hom in die kruis, God kan vir hom sê, maar jy sal saam met my in die paradys wees. So, die ander ding natuurlik is, Jesus bring die volledige offer. So hierdie Jood bring eintlik die volledige offer na God homself toe, want Jesus Christus is die offer van God. Hy is die lam wat geslag is vir ons sondes. So daarom is hierdie Jood geregtig voor God, en daarom kan God vir hom sê,
jy sal saam met my in die paradys wees. En is dit nie amazing, die genade van God ook nie? Maar onthou mense, ek en jy is nie Jode nie, ons is nie besny op 8 dae nie, ons is nie deel van die verbondsvolk nie. So ons is die heidene. En toe die Nuwe Testament in vervulling gekom het, moet die Jode ook tot bekering kom, né? Hulle moet ook tot bekering kom. So moenie dink hulle moet nie tot bekering kom nie. Hulle gaan nog tot bekering kom, sê die woord van God vir ons. Maar baie dankie. Ek hoop julle het iets geleer. Ek het ongelooflik baie geleer. Ek het baie geleer. En is dit nie amazing hoe die Heilige Gees ons uit die woord van God kom leer nie? Ons het niks anders nodig as die woord van die lewende God en as die Heilige Gees van die lewende God om die openbaring oor die woord te bring nie. Dankie en wees geseënd.